Maar ek wil tog vandag ietsie van Paulus doen, wat ons by Paulus kan leer. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12, en al die skrif is op jou blaadjie, die wat nie uit aangehaal is nie, het die skrif verwysing daar gesit. Paulus sê, daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper, nou ek het daar in hakies gesit engel, want die woord boodskapper kan ook vertaal word met engel, van die Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was vir my, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En dan sê Paulus, nadat die Here se antwoord aan hom was, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is, dan sê Paulus, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly, nou hier is die amazingste ding, wat ons in ons eerste 3 skrifte ook elke week gaan aangehaal het, julle moet baie bly wees. Paulus sê, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Nou is my vraag, watter sonde het Paulus gedoen om 'n doring in die vlees te verdien? Geen sonde. Wie het toegelaat dat Paulus 'n doring in die vlees het? God het dit toegelaat. Wie kon dit wegneem? God kon dit wegneem. Het God dit weggeneem toe Paulus gevra het dat dit weggeneem moet word? Hy het nie. Hoekom het hy nie? En dis waaroor ons vandag 'n bietjie gaan probeer praat. Paulus het nie kwaad geword nie. Hy het nie God begin bevraagteken nie. Hy het nie by almal begin kla hoe swaar dit met hom gaan en wat alles met hom gebeur het nie. Paulus sê, daarom is ek bly. Nou, 'n probleem, 'n beproewing, 'n moeilikheid, 'n swaar kry is 'n trigger situasie. Ons ervaar, Paulus het dit ervaar, dis nie regverdig nie, die Here kan dit wegneem. Dit bring 'n emosionele reaksie, maar dan besluit ons hier. Watter kant toe gaan ek hiermee? Gaan ek commit om te rejoice, of gaan ek besluit om te twyfel? Dit lê in ons beheer. Ek het eendag in 'n leraarsbyeenkoms gestaan, ons was ergens, sê nou maar by 'n synode sitting, en toe praat ons oor wat is ons ervarings op huisbesoek. Toe sê die een dominee, ek het eendag in 'n deur geklop, en toe die vrou die deur oopmaak, toe spoeg sy by. En ons het almal gestaan en dink, en toe sê die een ou, sy het jou seker woedend gemaak. Toe sê, antwoord hy, nee, sy het my gespoeg. Jy besluit wat jou reaksie gaan wees. En dis waar ons nou is in Paulus. Dan sê Paulus, daarom is ek bly oor my swakhede, met ander woorde, hy het 'n besluit geneem. Beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Dan skryf Paulus aan Timoteus 2:3-12. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. Dit sal swaar gaan ook. In Filippense skryf Paulus, God het julle die voorreg gegee, luister mooi, dis 'n voorreg, om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly.
Onthou ons praat oor die toetse van die geloof. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. En dan dan gaan sit Paulus en hy's in die tronk. Ek weet nie hoe hy geskryf het nie, en ek blykbaar het iemand namens hom geskryf. Dan skryf hy in Romeine: Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Nou klim in Paulus in. Nou dink ek, Paulus dink, watter situasies in my lewe was ek al? Wat probeer het om my van die liefde van Christus te skei? Nou ek wil vandag hy noem 12 goed. Moenie worry nie, ek sal die horlosie dophou. As dit te laat word, dan sal ek die res uitsny. Paulus noem goed wat lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Maar in al hierdie dinge sê hy, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. En dan gaan hy aan, hiervan is hy oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enige iets anders wat in die skepping is, en dan sê hy hierdie ding. Kan my van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar in Christus Jesus is. En toe besluit ek, Paulus noem eintlik 12 tipe toetse van die geloof. Nou ek kon deur Paulus se lewe gaan blaai het en vir jou al 12 wys waarna verwys hy in sy lewe, maar toe besluit ek, kom ons wyk 'n bietjie daarvan af. Ek gaan Paulus se woorde vat en vir jou skrifsituasies daarin sit. Nou die eerste een, lyding. In Johannes 9, vers 1 tot 4, terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte blind gebore was. Die disippels vra hom, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy broer se? En Jesus antwoord, dis nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind gebore sodat die werke van God, wat God doen, in hom gesien kan word. Nou dink nou, dit was 'n man. Daar staan, hy sê seun nie, so kom ons sê hy is 20. Hy is blind gebore oor 'n rede. Hier sê Jesus dit. Hierdie is 'n paar moeilike goed in die Bybel wat ek vanoggend probeer behandel. Jesus sê, hy sê oor sonde blind nie. Hy is blind gebore sodat daar ergens in sy lewe 'n dag kan kom dat hy genees kan word van sy blindheid en dan God kan verheerlik. Met ander woorde, hy sy hele lewe lank in hierdie is hy in God se beplanning blind. Kom ek bewys dit vir jou. Exodus sê Moses, ag Here, ek kan tog nie goed praat nie, ek kon nie vroeër nie, ek kan nie nou nie, hier waar U met my praat, ek praat swaar, my tong sukkel. Kyk wat antwoord God hom, dis eintlik shocking. Daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mense mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Ek, sê God, gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. So die eerste toets van die geloof is, daar's baie keer lyding in die lewe wat ons nie verstaan nie. Ons sien nie die hele puzzle prentjie nie, ons sien 'n stukkie daar in die hoek. En ons wil dit verklaar, maar ons kan nie. Want God het 'n plan sodat
die werke van God geopenbaar kan word. Ons kan net saam met Paulus sê, niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Tweedens, benoudheid. Arme Jona. Hy's geroep, maar hy maak klaar, hy gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is, sê God vir Jona. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry en hy het vertrek. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan. Weg van die Here af. Partykeer as die Here ons stuur hy ons met 'n rede en met 'n roeping. En ons moet gehoorsaam, al is dit nie lekker. Al bring dit in my hart benoudheid. Die engel sê, he flee from the presence of God. Paulus sê, niks kan my skei van die liefde van God. Die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Nommer 3. Vervolging. Partykeer, nou wil ek 'n voorbeeld, ek wil Johannes die Doper as voorbeeld gebruik. Johannes die Doper het gesê, ek is nie werd om Jesus se skoene vas te maak. Jesus het hom laat doop deur Johannes. Johannes het ervaar die duif wat gekom het en gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Johannes het gesê, daar is die lam van God, toe Jesus en sy disippels oor 'n bultjie kom. Johannes het vir sy disippels gesê, julle moet hom volg, julle moet nie vir my volg nie. Johannes het gesê, daar is die Christus. Maar nou, gaan Johannes tronk toe, omdat hy Herodes aangespreek het, omdat hy sy broer se vrou gevat het, tereg. En Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan Jesus gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ek 'n ander een verwag? Hallo Johannes, jy was daar. Jy het hom gedoop. Jy is sy kleinneef. Jy het gesê, daar is die lam. Jesus antwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, armes word die evangelie verkondig, en dan sê Jesus, en gelukkig, eintlik ek gaan dit nou verpersoonlik, en Johannes, gelukkig is jy, as jy nie in my begin twyfel nie, omdat ek nie jou uit die tronk uit verlos het nie, want in jou boksie was dit dat, as Jesus al hierdie goed kan doen, kan hy mos vir my uit die tronk uit te kom haal. Maar dit gebeur nie. Hoekom nie? Sodat die werke van God, wat hy daarmee beplan, geopenbaar kan word. Nou liewe vriende, ons het 'n verwagting, baie keer, in 'n moeilikheid, in 'n beproewing, in 'n situasie, het ons 'n boksie. En ons bid vir God tot binne in daai boksie. Maar dan breek God die boksie. En dit gebeur nie soos ons graag dit wil hê, dit moet gebeur nie. En dan sê God vir ons, en gelukkig is jy, as jy die toets slaag, en nie twyfel nie, al gebeur dit nie soos wat jy wil hê dit moet gebeur nie. Paulus sê, omdat niks my van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Nommer 4. Die vierde ding wat Paulus noem is, die beproewing van honger. Hy noem honger en naaktheid, met ander woorde, swaar kry in behoefte, in voorsiening. Paulus self sê, nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees. Die Engels praat van content, dit is my so 'n mooi woord. Om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig
en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, sê Paulus. Nou gaan ek ons boksie weer skud. Jesus, luister mooi, toe is Jesus deur die Gees, die ander deel van die drie-eenheid, die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. Oeps. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand honger geword. En toe kom die duiwel en sê, kos bak brood. Kyk, die duiwel is slim. Hy sal met die regte versoeking op die regte tyd kom. Wat doen Jesus? Hy kla nie omdat God hom hierheen gebring het nie, omdat die Gees hom hierheen gelei het nie. Hy kla nie teenoor God omdat die duiwel toegelaat is om hom te versoek nie. Hy kla nie. Hy gebruik die swaard van die Gees, die woord. En hy beantwoord die duiwel, hy weerstaan, hy slaag die toets deur die woord te gebruik. Nommer 5. Die swaard. Paulus praat van 'n swaard, die toets van die swaard. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu, uit die kloue van die beer, hy sal my ook red uit die mag van hierdie Filistyn. Well done, Dawid. Kyk, Dawid het by ander kere die toets totally gefaal, maar hier slaag hy. Hy gaan haal uit sy verlede hoe hy dit geslaag het. Hy bring dit om sy geloof in die hede te versterk en hy vys vir Goliat. Nommer 6. Paulus noem ook die dood. Kom ons gaan na Daniël 3:17 en 18, waar daai manne vir Nebukadneser sê, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons red. Maar selfs as hy ons nie red nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat die laat oprig het, nie sal aanbid nie. Nebukadneser het wit geword van woede. Sadrag, Mesach en Abednego het die opdrag gegee dat die oond 7 keer warmer gemaak moet word. Wat gebeur toe? Wat gebeur as ons die uiterste toets van die geloof slaag? God verskyn in 'n engel, sodat Nebukadneser kan sien, wow. Kyk wat sê hy. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego, kom die eer toe. Met ander woorde, as ons die toetse slaag, sal ander mense, wat die toets eintlik oor ons pad lê, omdraai en ons God aanbid. Maar dit gaan nie gebeur as ons dit nie slaag. Hy wat self sy engel gestuur het, en sy dienaars gered het. 'n ander een, of kom ek lees net verder, hulle het op hulle God vertrou, is aan Nebukadneser aan die woord, en het die koninklike bevel verontagsaam, hulle was bereid om hulle lewe te verloor, eerder as om enige God behalwe hulle God te dien en te aanbid. En toe vaardig hy 'n bevel uit, daarom vaardig ek 'n bevel uit, dat enige persoon van watter volk, nasie, taalgroep hy ook al is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, in stukke gekap moet word en
dat sy huis in puinhoop gemaak word, daar is immers geen ander God wat in staat is om so iets te doen nie. Partykeer is ek en jy in 'n moeilike situasie, en ons het 'n baie moeilike toets om te slaag. Maar God het 'n plan aan die ander kant van dit. Nog een, nog 'n voorbeeld oor as die dood voor ons te staan kom. Toe die hele Joodse raad, dis Stefanus, dit hoor, het hulle van woede op hulle tande gekners. Nou kyk nou Stefanus. Stefanus lê nie daar en sê, Here, hoe kan jy dit doen? Ek het die woord verkondig. Ek het net gedoen wat reg is. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het nie eens gesondig nie. Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan, vers 56, kyk het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God. Toe het hulle hard geskreeu, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. Hulle het hom uit die stad gesleep, hulle het hom gestenig, die getuies het hulle klere neergesit by die jongman met die naam Saulus. En wat is Stefanus se woorde? Jesus, Here Jesus, ontvang my gees. Het Stefanus gesondig? Het hy dit verdien? Hoekom het dit gebeur? God het 'n plan wat ons nie verstaan nie. Paulus het gesê, niks kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Nommer 7, die lewe. Paulus praat van die dood en die lewe. Daar word 'n jong man in die mag van 'n bose gees gebring. Die disippels probeer om hom uit te dryf. Hulle kry dit nie reg nie. Dan kom hulle na Jesus. Dank Vader, Jesus was naby. Dan bring hulle hom na Jesus toe. Die disippels het vir hom gevra, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Vers 20. Omdat julle geloof te klein is. Dit verseker ek julle. As julle maar geloof soos groot, soos 'n mosterdsaadjie gehad het. Liewe vriende, ons het 'n boksie. En ons boksie en God se boksie match nie. Nog 'n voorbeeld. Die 4 manne wat daai verlamde man na Jesus toe moet bring, en toe is die huis te vol, en ek like baie hulle innoverende denke. Ek meen, hulle het besluit, hulle gaan hom voor Jesus se voete neersit, kom wat wil. En toe gaan hulle met die agtersolder op, die trap op, en hulle gaan na die boventrek, en hulle maak in die klei dak wat daar is, 'n gat, so groot soos 'n draagbaar, en hulle laat sak hierdie arme ou af. Omdat hulle 4 sit daarbo. Hulle loer met hulle stowwerige oogies, elke hoekie is 2 oë wat die afloer. Luister wat staan daar. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. Nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde gelê het, daardeur afsak. Luister wat staan hier. Toe Jesus die verlamde se geloof sien, daar's 2 oogies, daar's 2 oogies, daar's 2 oogies en daar's 2 oogies. Toe Jesus hulle geloof sien, toe genees hy hierdie man. Wat se geloof het ek en jy? God wil wonderwerke doen, maar vir ons om reg geloof uit te kom, moet ons die geloofstoetse deurgaan en ons moet dit slaag. Toe Jesus hulle geloof sien. Want niks kan ons skei van die liefde van God. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Nommer 8. Ek vorder. Engele of magte. Hulle sê ook die toetse van geloof van engele of magte. Nou hierdie is 'n shocking een. In Openbaring 2, moenie bang wees vir
wat julle alles gaan lei nie. Let wel, lei nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, want ons praat van gemeentes. Ons praat van kinders van die Here. Sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry, maar bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Job is in 'n gesprek met God, is in 'n gesprek met Satan. En Satan sê vir God, Job dien u omdat u hom so seën. Hy's 'n skatryk man. Dan sê God vir Satan, okay, jy kan hom versoek. Dis wanneer ons gelees Job 1. En dan verloor Job alles. Maar hy slaag die geloofstoets. Sonder iets het ek in die wêreld gekom. Sonder iets gaan ek daaruit. Luister wat sê. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here, sê Job. Liewe vriende, dit gaan nie altyd maklik. Daar gaan geloofstoetse oor ons pad kom. Ons praat altyd, ons klassifiseer ons Christen. Daai ou is 'n groot Christen. Nou ek was ook voor COVID 40 kilo swaarder. Toe was ek ook 'n groot Christen. Nee, dis nie wat ek bedoel. Groot Christene is nie vet Christene nie. Dis Christene wat toetse geslaag het van die geloof. Wat die pad met die Here stap. Nommer 9. Sê Paulus, teenswoordige en toekomstige dinge. Nou daar het ek gedink aan die ryk jong man wat na Jesus gekom het en gesê, dit alles het ek nagekom, in watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop al jou besittings, gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en dan kom jy terug, en dan volg jy my. As ek die evangelies lees, elke keer as Jesus vir iemand iets gedoen het, of genees het, van melaatsheid, noem maar op, 'n paar keer dan wil daai persoon Jesus volg, dan sê Jesus vir hom, nee, gaan terug na jou dorp en gaan getuig. Een keer, net een keer, sê Jesus vir iemand, okay, ons korte disipel, jy kan kom, maar gaan doen eers dit. Maar die teenswoordige wêreld het hy te lief gehad. Sy besittings het hom besit. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Nommer 10. Skryf Paulus, sê Paulus, kragte. 2 Korinte 10 vers 3. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem hier is die punt. Ons neem elke gedagte gevange. Hy voorbeeld van die dominee wat gespoeg is. Sy het hom nie kwaad gemaak nie, sy het hom gespoeg. Jy besluit, waantoe jy met jou gedagtes gaan. As ek en jy in hierdie moeilikste geloofstoets situasies kom, en sleg goed gebeur met ons, jy besluit, gaan jy aanhou God glo. Kolossense 3:2, rig julle gedagtes op die dinge waarop bo is. Spreuke 4:23, wees versigtig met wat in jou hart omgaan. Romeine 12:2, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Psalm 1, jy moet dit dag en nag oordink. Ek het nou die dag gelees, the most powerful being in the world is God.
The second most powerful thing is our thoughts. Ons moet daaroor beheer neem. Iemand het ook nou die dag raak gelees, iemand gesê, as mens gebore word, dan lyk jy soos jou ouers. Maar as jy by die einde van jou lewe kom en jy na aan sterf is, dan lyk jy soos jou keuses. Want jy het hulle hier gemaak. Daar's 'n krag wat ons moet slaag in die geloof. Nommer 11, praat hy van hoogte of diepte. In Petrus 4, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van die vreugde by sy wederkoms en heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word terwille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God op julle bly. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van die naam van God, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. Nommer 12. Paulus skryf aan die einde, enigiets. Dit het my so laat dink aan Jesus wat in sy eie dorp nie juist veel kon doen nie. Want hulle het nie geglo nie. Hulle het gedink van, ons ken die ou wat die houtwerkwinkel het, Josef, en sy vroukie Maria, en daai seun van hulle was hier saam met ons kinders op skool, ons ken hulle, ons ken hom. Nou wil hy vir ons al hierdie goed kon vertel, nou huis. Weet jy dat ons ongeloof verhoed wonderwerke? Dit plaas 'n demper op wonderwerke. Ek wil sluit, laaste keer Paulus se woorde, niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daarin is, in Christus Jesus ons Here. Met 'n storie, om een storie vertel vandag. Stefan Joubert vertel, 'n ruk gelede, toe die hoeveelste persoon na kerk vir my kom vertel, dis klaar met ons land, het ek die oom gevra om net 'n bietjie saam met my anders te kyk. Ek nooi die oom om langs my te kom staan en kyk. Half onwillig doen hy dit en ek vra, wat sien oom? Niks, sê die oom met 'n bulderende stem, behalwe blou lig. Dis 'n goeie begin, sê Stefan. Dis 'n goeie begin, maar gaan ek gou vir oom vertel wat ek sien, terwyl hy nog wonder wat my keer sê. Ek sien die hemele oop saam met Stefanus in Handelinge 7. Ek sien met my geloofsoog vir Jesus daar aan die regterhand van God. En saam met Johannes in Openbaring 4, hoor ek hoe die miljoene der miljoene engele uitroep, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid. Terwyl die oom nog soek vir woorde, gaan ek onverpoos voort. Kyk gou af asseblief oom. Sien raak dat ons voete op die rots Jesus Christus staan. Hy versper die rotse hier reg onder ons na die ewige dood. Selfs al wankel hy nooit. Iets wat oorblif, frons die oom, terwyl hy na sy skoene kyk, maar ek gaan onverpoos voort. Kyk ook asseblief agter oom. Daar sien ek die kruis van Christus. Daar is in al ons oortredinge gespijker. Die lig van die kruis het elke kronkelpaadjie wat ons geloop het uitgevee, omdat ons in Christus as ons Here glo. Sy lig is die enigste lig vir ons pad. O ja, en kom ons kyk gou vorentoe, terwyl ek omdraai en die oom help half onwillig omdraai. Hier voor ons staan Christus met die oorwinnaarskroon in sy hand. Hoor die woorde van 2 Timoteus 4:7. Christus wink ons nader. Hy het vir ons 'n ewige plek daar kom berei. Ons roete eindig in oorwinning. Daar's nog een kyk wat ek oom moet wys, sê ek toe. En wat is dit? Vra die oom oorbluf. Kyk in oom se hart.
Die Heilige Gees het 'n staatsgreep uitgevoer. Ons is tempels van die Heilige Gees. Toe vra ek vir die oom, of sy eie oog nie dalk op die verkeerde dinge gerig is. Nee, 'n mens moet nie naïef wees en maak asof alles reg is nie, definitief nie. Maar ons moet ook nie blind wees vir wat ons in Christus het nie. 'n Tweede storieetjie, net so 'n paragraaf. Ook 'n pastoor, predikant vriend sê, 'n goeie vriend van my het gesterf. En in 'n poging om sy vrou te vertroos, het ek al my teologiese verduidelikings gebruik om haar te probeer vertroos. Hoekom God die dood toelaat. Soms verhoor God ons gebed, soms doen hy nie. Maar die vrou het hom liefdevol tereggewys met die woorde: ek het nie so 'n God nodig nie. Dis nie nodig dat ek al God se dinge verstaan nie. Wat ek nodig het, is 'n God wat groter is as my denke en my verklaringe. Liewe vriende, dit gaan nie altyd net goed gaan. Maar wanneer dit met ons sleg gaan, moet ons die geloofstoetse slaag. Ons moet saam met 'n Paulus bly wees. En ons gaan nou Jesus se slegste oomblik, sy moeilikste oomblik herdenk. Hy het gesê ons moet. Die brood het hy gebreek en hy het dit gegee en het gesê, neem, eet, dink daaraan en geloof dat ek vir julle sondes gesterf het. Toe het hy die beker van danksegging geneem en hy het gesê, drink, dit is my bloed. En elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, weet julle, my swaarste oomblik het gesterf. Paulus het vir God gevra 3 maal om sy doring in die vlees weg te neem. Jesus het God gevra in Getsemane 3 maal, laat hierdie beker by my verbygaan. Vir Paulus was dit 'n nee, vir Jesus was dit 'n nee. En daarom is ons sonde vergeef. En daarom gaan ons dit nou herdenk. Ek wil reël dat julle gou die nagmaal uitdeel. Hou dit by jou, ek gaan vir jou 'n lied speel. En dan ergens in die lied, of na die tyd, gebruik jy die brood en die wyn. Kom ons deel dit gou uit. En as ons klaar afgesluit het, dan bring jy net vir ons die glasies almal daar na die toonbank toe, waar jy dit kan inruil vir 'n eetdingetjie. Asseblief. Ek wil hê dat jy sal miskien vir jou oë toe maak en net die woorde luister, daar's nie 'n video wat speel nie. En dan gaan net saam met die musiek en sê dit as 'n gebed vir die Here. Stil gebed waarin jy jou nagmaal kan gebruik.
Ja, Here, dankie vir u swaar kry. Dankie dat u die toets geslaag het vir ons sondes. En Here, vergewe ons dat ons hom so baie keer, dat ons dit dop. Maar dankie vir u genade en u geduld. En dankie dat ons saam met Paulus kan sê, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, en die Here sal julle gebede verhoor en dan julle vrede gee.